you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing. Goeiedag kruiskykers, familie en vriende by die huis. Baie welkom by jou program The Heart of God met my Wian Hearn. En saam met my in die ateljee is Tyron Hofmeester. Goeiedag aan jou Tyron. Groet ons kykers by die huis. Goeiemiddag Pastor Wian en ons kykers. Tyron, die Here het jou geroep vir 'n tyd soos hierdie. Ek is bly dat ek hierdie oomblikke kan deel met jou. En ek weet ons kykers vandag, Tyron, gaan geïnspireer wees deur wat jy vir hulle te sê het en wat die Here op jou hart gelê het. Jy is 'n kind van God en die Here het jou gemaak na sy beeld, Tyron. So kom ek en jy begin hierdie program op 'n gepaste manier en ek gaan vir ons open met 'n gebed. Vader in die hemel, ons dankie Vader vir oomblikke soos hierdie. Vader, waar ons weer herinner kan word aan U wat leef, Vader. Here my God, deursoek ons harte, Vader, deurgrond dit, Vader, en sien of daar enige ongeregtigheid in ons is, Here. Verwyder dit van ons af, Here, en skep in ons 'n rein hart, Here. Here my God, ek vra, Here, dat U ons genadig sal wees hierdie oomblikke, Here, dat U elke kyker by die huis ook sal seën, Vader, en dit wat U wil doen in en deur ons, laat dit wees volgens U woord, in Jesus magtige naam. Amen. Tyron, dankie dat jy die tyd uitgekoop het om met ons te kan kuier vandag. Hier teenwoordig is ek en jy. En ons is ook nie alleen hier in die ateljee nie. Ons het die Here saam met ons in die tye waarin ons wandel. Tyron, vertel vir ons kykers by die huis, wie is jy? Net kortliks wie jy is as 'n persoon en waarmee bevind jy jouself besig op hierdie oomblikke in die lewe? My naam is Tyron Hofmeester, soos Pastor Wian gesê het. Ek is gebore in Beaufort Wes en toe ek graad 3 was, toe trek ons toe Makassar toe. En op 'n jong ouderdom het ek groot geraak in die kerk en op 'n jong ouderdom het ek my hart al vir die Here gegee. So ek was nog op die laerskool gewees, ek dink dit was so graad 4 se kant gewees. En daar was mense wat sendingswerk gedoen het. En hulle het toe vir my en my neef gebetrek en ons het toe hulle bediening gejoin. En daar het ons al ons harte vir die Here. Ons was baie jonk gewees en so aantes. En toe het ek 'n bietjie van die pad afgedwaal. Sien toe ons al groter raak en die mens begin in die lewe is en so aantes. So tot onlangs toe ek weer besluit dat is tyd om my kruisie op te tel en weer die pad saam met die Here te loop. Verstaan? En ja, soos ek sê, ons almal maak foute, ons almal gaan deur lewe deur baie different dinge, maar op die einde van die dag ons ken die Here en ons moet weer teruggaan van wat ons geleer het van kleinstyd af. Amen. Prys die Here, Tyron. En jy weet, daar is genade selfs vir die backslider. En die Here praat van sy genade wat vir jou genoeg is, Tyron. En jy weet, daar's baie wat vra, as ek 'n kind eenmaal van die Here is, bly ek 'n kind van God. En ek wil vir jou sê, Tyron, jy bly 'n kind van God. Jy is onder die genade van die Here. En op 'n manier, as ons die pad byster raak, weet dat die Here is die ene wat jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Wanneer jy ook al die pad soms donker is en jy weet baie keer nie wat ek kan doen, jy weet dat die Here se hand is nog steeds daar. En hy het dit aan jou bewys, die feit dat jy nou weer daar die noue band met hom loop en daar die pad met hom loop, wat jy destyds geloop het, graad 4, weet dat die Here is nog steeds met jou in hierdie tye waarin ons leef. Dan wil ek vir jou vra, Tyron, vertel vir ons van jou pad. Jy het so bietjie uitgebrei dat jy was graad 4 gewees, wat jy en jou vriend die Here aangeneem het. Vertel vir ons jou pad van die lewe tot waar die Here jou nou gebring het en gedra het. En hoe kan jy sien die hand van die Here in jou lewe
en hoe hy vir jou elke dag voorsien. Ek weet dat jy het in jou 'n storie om vir ons te vertel en hoe die Here jou pad langs beweeg het. Vertel vir ons kykers, Tyron. Soos ek gesê het, ek het by baie jong ouderdom, tot ek die Here in my lewe geneem. En tot onlangs, so, wanneer ek dink dit was die laas jaar van voor, wat Pastor Wian by ons begin werk het. Ja. Toe het ek en Pastor Wian so 'n bietjie gesels oor die lewe en godsdienst en so aantes. En iets het by my gesit nogal wat Pastor Wian vir my gesê het, en Pastor Wian het gesê, Tyron, dit maak sin vir my, hoekom daar so 'n blessing op jou lewe is. Van, even though ek sê, ek het wegbeweeg, was die Here nog altyd met my. Ja. En net om so by te dra, 'n kort verhaaltjie, toe ek nog baie jonk ook was, ek het sokker gespeel, vir 'n sokkerklub in Makassa, en ons het toe die donasies gehad, waarmee is die fondsinsameling doen en so aantes. Ja. En ek besluit toe eendag om uit Makassa uit te loop, Yaldeview toe. Ja. En in Yaldeview gaan ek toe so om by die mense se huise, en ek collect mos nou maar die R10 vir die looitjie, vir die fondsinsameling. Ja. En soos tyd aan gaan het ek nou lekker genoeg geld ingesamel, en Ja. die broek wat ek aan het se sakke raak toe klein. En ek kom toe weer terug, Ja. en soos ek loop, ek dink ek verloor R10, van ek tel mos nou ook my heeltyd hoeveel ek mos nou afgemerk het, hoeveel ek nou ingesamel het. En ek tel toe en ek voel maar die name wat ek afgemerk het en die bedraggeld wat ek het is 'n R10 kort, man. En ek loop so en ek sê en ek vra vir die Here, maar ek sê so in my binne, ek wens ek het 'n beersigaret of 'n sak gehad waarin ek die geld kan sit sodat dit mos nou nie weer kan verloor. En ek loop toe en so op 'n hoekhuis tel ek so 'n smal beersie op. Dit lyk soos een van die dogtertjies of so 'n beersie wat op in die tuin buite gelê het. En ek sit toe die geld daarin. En so is ek toe op pad af huis toe. En dit is mos nou 'n eentjie van ons af weg. Ja. En wat toe gebeur is, en ek loop soos ek loop, besef ek, joh, maar ek is nog ver van die huis af. En ek vra toe weer, ek wens ek het 'n fiets gehad. Langs die pad kry ek 'n ouetjie wat op die plaas gebly het voor hy nou Yaldeview kry. Hy het by saam skool gegaan. En hy gee vir my 'n fiets toe, hy sê vir my is fyn, hy kan dit vir my weer bring. En maar is 'n baie klein fiets en ek is mos maar nou 'n langerige ouetjie. En ek ry toe met die fiets huis toe. En dit is nou lekker donkerig en ons kom toe by die huis. Next dag by die skool kry ek hom weer, ek sê vir hom is fyn, ek gaan die bike mos nou vir hom terugbring. Next dag as ek weer terug, ek gee vir hom sy fiets en ek het klop toe aan die mense se deur. Ja. By waar ek die beersie opgetel het. Ja. En ek gee toe terug en hulle sê dit het die buite in die tuin gelê en hulle vat dit toe en maar met die storie, nee, wat ek wil sê is hoe wonderlik die Here is, nee. Kyk, ek het vir dinge gevra, nee. Dit was nou nie 'n duur beersie met geld en of sulke tipe goed wat mense mos maar altyd sal sê. Ja. Dit was 'n smal beersie en ek kon die geld daarin gesit het. En toe ek op pad huis toe is, het ek 'n fiets gekry. Ek het gevra voor en ek het 'n fiets gekry. Het was nie 'n groot fiets, het was 'n smal fiets, maar dit het die werk gedoen. En toe besef ek, die Here gee nie altyd vir ons wat ons miskien wil hê, hy gee vir ons wat ons nodig het. Amen. Verstaan, dit was 'n smal beersie gewees, wat dit gedoen, het dit die purpose geserve van wat dit moes gedoen het. Ja. En op pad huis toe het ek 'n fiets gekry. Dit was nie 'n smart fietsie, maar het ook sy purpose gedoen. Ja. En ek glo nie dat dit lak kon gewees het nie. Verstaan? Yes. Ek glo dat hy was definitief die hand van die Here. Dit was. Want ek het dit gevra en die Here het dit voorsien. Amen, Tyron. Wat 'n mooi storie en 'n wonderlike storie van die lewe en jou lewe en hoe die Here homself aan jou openbaar op 'n jong ouderdom. En dit is so belangrik dat ons die weë van die Here ken op ons pad, Tyron. En dit is belangrik dat ons grootouers, want ek weet ek het eendag het ek vir jou gesê, waar ons gesit het in die kantien daar by die werk, dat jou ouma was 'n bidder gewees en ek was in die kol gewees. So Tyron, vertel vir ons 'n bietjie van jou ouma gewees en hoe het sy die Here aan jou gewys? Jy weet, Tyron, en dan ook niemand van ons lewens is so volmaak en perfek nie, Tyron. Ek weet dat die lewe was vir jou ook nie op hierdie ouderdom altyd rooskleurig nie. Jy kom ook deur baie dinge.
Deel met ons, Tyron, oor waar die Here vir jou gebring het Beaufort, van jou mammy en jou papi so bietjie en van jou ouma, jou grootouma. Ik was geboren in een Anglikaanse kerk in Beaufort West. Ja. En ik heb bij mijn oma groot geraakt tot op de ouderdom van 8 voor ik moest nou toe mijn kassa toe trek. Mijn oma heeft toen, de reden waarom ik in de Kaap terugkom, dus mijn oma was toen ziek. En je weet dus, oma kinderen soms maar. En ik heb toen hier in de Kaap gebleven. En niet lang daarna, en ik denk in hetzelfde jaar, toen stierf mijn oma. In mijn male weet hoe mijn oma was. En was dat toen af hier Beaufort toe. Was het bij een hartstikke zaak geweest en zo lang heb ik bij je geheel en zo. Mijn oma die nog jong en dus jouw ma was nou basically. En ik heb toen in mijn kassa kon blijven. Nou ons allemaal moest nou voor ik mijn kassa terug. Dus allemaal alle kleinkinders en alle kinderen was het allemaal in de kerk groot geraakt en zo. Ja. En toen ik in mijn kassa kon blijven, toen ik moest nou samen met mijn ma en mijn pa gebleven. En toen daar weer een tragische ongeluk gebeurde, waar ik mijn moeder verloor aan die dood. Hij was in 2013 geweest. En baie dingen in je leven krijg je mensen onder. Mensen voelen altijd zo hartzeer en zo aan het, maar ons is altijd sterker als dit. Dus kom altijd dier te bestaan. En wat ik geleerd heb op je pad tot die, is om eerder mijn blessings te tellen en niet die dingen wat ik nog niet bekommerd heb. Amen. So, en even though baie van die tye voel mense 'n bietjie alleen, maar die Here is altyd daar met ons. En gewoonlik as jy so alleen is en jy vat die Bybel en jy lees weer 'n bietjie Bybel en dan bring dit so 'n bietjie van 'n relief, verstaan? Van even toe my ma, toe ek nou 'n bietjie verstandig, ek was al 21 jaar oud toe my ma afsterf en daai seer, die enigste ding wat die seer wegneem van dit is te glo aan wat die Here sê in sy woord. Verstaan dat my ouers my moeder is in 'n betere plek en sulke tipe dinge, verstaan? En dat ons nie 'n mens moet glo maar eerder in die woord van die Here, verstaan? In die woord van die Here, ja. So daai is maar waar ek altyd my bekommernis en my worries neerlê, verstaan? Amen, amen. Tyron, terwyl jy saam met my praat, voel ek die teenwoordigheid van die Here hier in die ateljee en ek voel die liefde van die Here aan. Jy weet, daar so 'n liedjie wat so gaan, dit was net sy liefde alleen. Neville D sing dit, nie? Ja. Dit was net sy liefde alleen op die heuwel van Golgotha. Ja, dit was sy liefde, Tyron, wat jou deur die moeilike dae gedra het. En die feit dat jy vertroosting kon kry in die woord van God, is 'n bewys dat God se woord lewendig is. Dit is kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die mens, jy weet, Tyron, en dit is weer eens 'n bewys, die tye wat jy alleen en eensaam voel in jou lewe, was die woord die een wat vertroosting kom bring het in jou lewe. Nou in ons, Tyron, is daar goddelike leemte geskep vir God alleenlik om te vervul. Ek het die naweek gesê by 'n byeenkoms dat in hierdie lewe, Tyron, sal ons nooit regtig volledig vervul kan wees in aardse dinge nie. Ons sal alleenlik vervul kan word wanneer ons die Here toelaat in ons lewens. En Tyron, ek is dankbaar vir die Here en hoe hy vir jou gelei het tot hiertoe en die feit dat jy saam met ons kykers kom deel wat op jou hart is baie, baie goed vir ons. En ek wil vir jou vra, Tyron, bemoedig ons kykers by die huis, daar's iemand wat na ons kyk, wat ook deur baie in die lewe is, maar wat ook dink dat, ag, ek het die Here soveel teleurgestel, hoe kom ek weer terug na die Here toe? Ek het die Here aangeneem baie jare terug, en ek het van die pad af gedwaal. Tyron, jy is 'n getuie daarvan dat wat die Here aan jou openbaar het om weer terug te kan kom na hom toe. Jy het die pad ook byster geraak en soos jy gegaan het hierdie lewe, maar die Here het jou weer kom vat in jou hand en kom terugroep na hom toe. Gesels met ons kykers by die huis en bemoedig vir hulle om uit te hou, om aan te hou. My liewe broers en susters, ek wil net u bemoedig vandag met die woord uit Johannes 8
vers 12, waar die Here sê, ek is die lig van die lewe. Die wat my volg, sal nie in duisternis wandel nie, maar in die lig van die lewe is. En daarmee wil ek net sê dat ons gaan deur baie donker tye en soms voel dit dat dinge nie goed gaan met ons en so nie. Ja. Maar my liewe broers en susters, u is nie alleen. Die Here is altyd daar met ons. Sit jou kommer en jou stres voor die Here neer. Verstaan? En soos hulle sê, die son sal weer skyn. So die donkerte, ons is nie altyd in donkerte nie. Die Here bring ons uit die diepste put uit en sit ons weer in die lig. Amen, Tyron. En jy is 'n is 'n getuie van iemand wat die Here weer na sy ewige lig toe gebring het. Dankie vir jou bemoediging, Tyron, en dankie vir jou tyd met ons in die teenwoordigheid. As ek net vir jou kan sê, Tyron, hou aan om die Here te soek in die dae. Want die dae wat ons in lewe, Tyron, behoort nie aan onsself nie. Die Bybel sê die seun van die mens kom op 'n uur en 'n tyd wat ons nie verwag nie. En die Bybel sê dat ons moet altyd gereed wees. Ons moet ook gereed wees om die woord van God te verkondig, tydig en onpartydig, sê die Bybel. Want dit is nodig dat mense sal hoor en tot redding kom. Jy weet, Tyron, hierdie is ook 'n tyd van gebed en om terug te keer, repentance, na die Here toe. Dit is ook die lydenstyd, Tyron, wat is voorbereiding vir Jesus, waar hy gegaan het na die kruis om vir ons te sterf. En hierdie tyd is 'n tyd om introspeksie te doen van jouself. Waar jy jouself bevind, waarheen is jy op pad? Want die Here wil hê ons moet ons harte deursoek. En ons moet hom soek in die tye waarin ons leef en weet dat aan die kruis was die dood gewees van hom, maar dit was omskep in oorwinning. En daarom sê die Bybel dat ons is meer as oorwinnaars in Christus, wat ons die krag sal gee. Jy weet, die evangelies word genoem die goeie nuus. Nou die Here het vir ons daardie goeie tyding gebring van die blye boodskap. Dit is hy wat gekom het vir my en vir jou op die heuwel van Golgotha. Ag Here, ek dank U vir hierdie oomblikke, Vader, waarin ons onsself bevind. Here, was dit nie vir U liefde nie, was ek en Tyron nie hier vandag nie. Here, ons dink aan U, Here, wat op pad Golgotha, na Golgotha, daardie swaar kruis moes gedra het, Here. Here, my God, U het nie gekla nie, U het nie gemurmureer nie, Here, maar U was gehoorsaam, sê die Bybel, tot die dood toe, Vader. Here, help ons dan, Here, terwyl ons op hierdie pilgrimstog is, Here, hierdie reis aanvat op aarde, Here, om saam met U te stap, met ons kruis in die hand, Vader. Ag Here, die tye en die dae waarin ons leef, is so uitdagend, Here, maar ons weet dat U hou ons hand. U hou ons hand, Here, wanneer ons swak is, Here, is U ons sterkte, Vader. Soos wat U genadig was vir my, was U ook vir Tyron gewees. Vader, en ek weet dat U die goeie ding wat U begin het in my en hom, en ook in elke kyker, dat U dit sal voleindig, totdat wanneer U weer kom. Vader, U sê in die woord, my God, dat as U weer kom, kom haal U ons. Vader, maar ons leef tot eer van U naam. Daarom, Vader, in hierdie tyd wat ons voorberei, Here, laat ons onsself deursoek. Ek vra dit in Jesus magtige naam. Seën elke kyker, Here. Ek bid, my God,
dat U elke sieke sal genees, Here, elke kranke, Here, weer krag sal gee, Vader. En ek kom bid, my God, vir U liefde in ons harte, nie net vir onsself nie, maar ook vir ons medemens, Vader. Ek kom bid en ek kom vra alles, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Tyron, ek ervaar net die liefde van die Here. En wanneer die liefde van die Here in my hart kom, Tyron, kan ek nie help om 'n traan te stort nie. Want dit was liefde vir my en vir jou, wat Jesus aan die dood, aan die kruis laat sterf het. En laat ons tot eer van die Here lewe, Tyron. Die Here het ons gemaak, en hy is die ene wat ons toekoms in sy hande het. Vertrou op die Here, Tyron, en steun nie op jou eie insig nie. En hy sal jou paaie gelyk maak. En dit is wat ek vir elke kyker sê, ook by die huis vandag. Steun nie op jou eie insig nie, maar vertrou op die Here. Want hy is die ene wat jou toekoms in sy hande het. Geniet hierdie tyd en kom word stil voor die Here en kom besin oor jou lewe en waar jy op pad is. Daar is genade vir my, daar is genade vir jou, daar is genade vir jou ook. Dit was net sy liefde alleen, dit was net sy liefde alleen, dit was net sy liefde alleen, op die heuwel van Golgotha. Ja, dit was net sy liefde alleen, en dit was die liedjie wat so na in my hart is op hierdie oomblikke van Neville D. Dit was net sy liefde alleen. Kruiskyk kykers, ek vra jou ook, Tyron, om ons kykers by die huis te groet. Ek groet jou in daardie mooi oorwinningsnaam van die Here. Kyk na hierdie programme. Ek groet jou tot 'n volgende keer, net hier op jou gunsteling program, The Heart of God, met my Wian Hearn. En Tyron, jy mag ons kykers by die huis groet. My liewe broers en susters, dankie brother Wian vir die geleentheid. En ek groet u ook in die wonderlike naam van Jesus Christus. Goodbye. Tot ziens kykers. Bye bye. He will rejoice all over you. He will rejoice all over you. If you could only hear his voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing.